Ek weer is koud. Sy loof die naam van die Here. Okay, we're getting there. Ek groet elkeen van julle in die kosbare naam van Koning Jesus. Dit is altyd 'n voorreg om in die huis van die Here te wees. Ek weet wat vir my nogal opgeval het in die laaste, ons sê maar week en 'n half. Ons sê so maklik vir mense, ek sien jou môre of ek sien jou volgende week of en is ons gewoonte, dit is hoe ons het doen, dit is ons manier. Maar dan in 'n oomblik, dan ruk die Here jou tot stilstaan. En hy sê vir jou, gee my bietjie jou aandag. En dit kom met my op dat ons sing baie keer songs in die kerk. En dan wonder ek met myself of ons regtig aandag gee aan wat ons sing. Hallo Leon. Dis jy, ek spokker af hier vanmôre. En ek dat jy die koor bedien het vanoggend. Prys die Here. Dan wonder ek baie keer met myself, hoe ernstig meen ons dit wat ons sing. Want ons sê, Here, ek wil gereed wees, onder andere, een van die songs wat ons doen. Ek wil gereed wees as jy my wil kom haal. En dan is ons almal bang om dood te gaan. Maar ek wil gereed wees as die Here my wil kom haal. So my gedagte vanoggend is glad nie negatief nie, is glad nie hartseer nie. Ja, my ma se dood het ons redelik hard geruk, ons het dit nie verwag nie, ons sy was nooit sieklik gewees nie, en binne 'n week is sy weg, en ook, ek wil vir Werner en vir eers die computer by my computer werk met floppy disk, kan julle wag? Vir Celeste sê, ons voel meer gevoel as gemeente saam met hulle. Met die afsterwe van Odilia, dit was werklik vir my, soos 'n klimaatonderhou uitgehaal word. En daarom vra ek hier vanoggend, kom ons maak, en ek sê weer, my idee is glad nie om jou bang te maak vanoggend. My vraag vanoggend is, as jou tyd op hierdie aarde verby is ons reg om die Here te ontmoet? Dis al vraag wat ek vra. Want jy sien, ons kan allerlei nice goed te doen, en vir mekaar mooi goed sê, en dit is goed as mense vir jou sê, ons voel saam met jou, ensovoorts. Maar die belangrike ding vandag is, hoe lyk my en u saak met die Here? Hoe lyk dit wat ons vir God aanbied, wanneer ons op hierdie aarde leef, wanneer ons met mense praat? So, kom ons besluit net, Here, ek en my huis, ons gaan die diening gee in baie. Die aanslag gaan kom, die toetse gaan kom, die beproewings gaan kom, die vraag gaan kom. Maar weet jy wat, die dag as ek en jy reg is om God te ontmoet, is dit maklik. Ja, dit is seer vir die wat agterlê, dit is so. Werner, ek kan vir jou niks doen. Al wat ek vir jou kan sê is ons bid vir jou, dat die Here vir jou krag gee. Want ek kan vir jou niks anders doen. Die woord van die Here sê die Heilige Gees is die trooster, hy kom en hy omarm ons, en hy hou ons vas, en hy maak ons toe, en hy dra ons deur. Maar ons moet daar wees vir mekaar. So ek groet u vanmôre in die mooi naam van Koning Jesus, ek is opgewonde op Vadersdag, al die vaders, mag jy 'n geseënde dag hê, mag die Here vir jou in hierdie dag bless, nie net in hierdie dag nie, in die jaar wat voorlê. En weet jy wat, dis goed om daar te erken en daar te beleef en 'n ophef te maak van sekere dag. Maar elke oggend as ek opstaan, dan sê ek, dankie Here. Ek kan nog my voete op die vloer sit. Opstaan, my hande ophef en u naam groot maak. Dis 'n voorreg wat bitter min mense het, en baie mense smag daarna, maar hulle kan nie. En ek en u wat kan, en ek weet I'm preaching to the converted, maar ek en u wat kan, meeste van die tyd het hulle allerhande verskonings. Enige rede. Dis te koud, of dis te warm, of dis te wat ook al. Kom ek en u besluit vanoggend, Here, hierdie dag wil ek die naam groot maak. Is daar iemand saam met die Here se naam wil groot maak? Staan saam met my asseblief. Daarom sal jy vir ons die Here se seën afbid, met vir die Here van hierdie diens vir ons te seën. Daarna gaan ons heerlik saam sing, naam van die Here groot maak. Baie dankie. Yes, Lord.
Amen. Kyk gou vir jou langs jou. Hier bly saam met jy. Wat lekker aan die baie van die Lord laat die onmaak naam van die Here hierdie Vader en hy is ons die onmaak. Sy van die siel die op bestaan is om die Here so die Lord naam van die afstand is die op die plek van en op die Lord naam so samen. It's coming down, down,
Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. And my Jesus is alive, and I read home, and alive, my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. 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 My Jesus is alive. Hy is lewendig. Hy het opgestaan. Die graf is nie. Glo jy dit? As dat twee mense op my glo. Die graf is nie. Hy het opgestaan. Sê die skrif, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore gaan, maar die ewige lewe het. Jy sien ek nie vanoggend besef dat daar is 'n uitkomste aangekoppel as ons glo en bely dat Jesus leef. Want hy sê die oomblik as ons dit glo en bely, noem hy ons kinders van God. Dan moet ons nie meer vreemdelinge nie, ons moet nie meer bywoners nie, jy is in jou pa se huis en jy kan doen net wat jou hart is. En ek het toen gevraag op ongeluk, 'n bietjie meer aan bid. Ek dink ons doen dit te bid. Ek dink ons kom te min in die troonkamer van God. Ons kom te min voor sy troon en sê, Vader, ons het nie die antwoord. Ons het nie die antwoord in ons land nie. Ons, ek praat van ons mens, het nie die antwoord van ons land. Ons het nie die antwoord van ons probeer. Maar ek ken my naam. Hy is kostbaar verder wat het is. En hy het die antwoord. En hy sê vir jou vanoggend, dink jy waar, jy onderweg nog gewerk. Dink jy waar, moenie omgee. Moenie bekommer nie. Ek gaan woord vanoggend. Ons moet die woord begin proklameer. Ons moet die woord verkondig, tydig en ontyd. Vir mense sê liefde is jou lief. Want weet jy wat die wêreld vir jou verniet? Die duivel sê die woord van die Here oor ons is hulle beleer. En hy soek weer afgesluit. Mense wil jou seer maak, mense wil jou uithaal. En dan kom die Here en sê vir my, you are worthy. Dit waar. Halleluja, so van.
Mighty God. Thank you, Jesus. I lift my hands to the highest, to I see who reigns within my heart. I lift my hands to the beginning, to the highest, to I see who reigns within my heart. And I will serve the Father, pouring out His grace. For all my heart's desire, the Spirit will not unto glory. I will be sacrifice. With my hands to come here, to the highest, to I see the one who reigns within my heart. I lift my hands to come here, to the highest, to I see the one who reigns within my heart. I will serve the Father, or any other all my heart's desire, the Spirit of to glory. I will be sacrifice. And I will serve the Father, or any other you are my desire, the Spirit of to glory. I will be
Als niemand dat ik vergelijking is, op dit moment blij. Maar ja, dat je ook niet goed. Maar die ongevallen is heel goed gedaan. Dat is ook in de smaak. Daarom voor ook zo een keer dat ik het mag aanvaren. Hoe andere blijven zijn die dat niet jaren. Dan is het niet van een beste om aan te zien. Zeer goed. Geen andere die man vieren. Die is het in die geval. Ik hoor hier een aantal ochtenden opgenomen. Blik op van de grote. Ik blik aan de weg. Even mooi. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. I wonder how he could love me, a sinner condemned of thee. How marvelous, how wonderful that my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows. He gave them his tragic arms. He bore the burden of Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful that my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Suddenly glory, His face I at last shall see. To be my joy to the ages, to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful that my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. How marvelous, how wonderful that my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Always in the peace, near the Father.
Eers te kom en aan U as ons Hemelse Vader kom sê dankie dat U ons optel, Here. Dankie dat U ons dra, dankie dat U ons toevou met die Vaderarms. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, dat ons weet dat U is 'n goeie God met net goeie dinge vir ons in voorraad. Maar Here, U vereis van ons dat ons 'n goeie en 'n getroue diensknegt sal wees, Here. 'n Diensknegt, Vader, wat nie skaam is om te sê die Here is my Herder. Niks sal ons my ontbreek. Ja, Here, U sê ek sal niks kort kom nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wees, sal ek nie vrees nie, want U is met my. Wil U nie môre uur, Here, vir ons wat nie die gebou is en wat onder die klank van my stem is daar buite, Here, op die sosiale media, wat ons luister, wat ons volg. Vader, in hierdie dag kom ons net met een begeerte. En dis om te sê, Here, kom bereik die doel in elke lewe, Here. Terwyl ons hierdie dag weer tyd het om tyd uit te koop en na U woord te luister. Raak dit elke oor sal open, Here, elke hart ontvanklik maak. Bind nou elke gedagte, Here, wat nie van U is nie, en wat probeer om gedagtes weg te trek in hierdie môre uur, Here. En ek ontbind nou, Here, die salwing van God se Gees vir elkeen in hierdie gebou, Vader. Ook daar buite, Meester. Here, hou ons onder die kosbare bloed terwyl ons na U woord toe gaan. Maak my waardig om hierdie woord af te lewer, Here, dat ek nie een woord uit menslike wysheid sal sê, maar dat ek vanmôre net sal kom sê dit wat U wil hê. Ek moet sê, Vader, en word U daarin verheerlik. Ons loof U in Jesus se mooi naam. En kinders van die Here sê, amen, baie, baie dankie. En die sit plek en neem. Baie dankie vir die ons wat my help sing het. Loof die naam van die Here. Kosbaar is die woord van die Here. Het is altyd 'n voorreg om die woord te mag bedien. Het is altyd guns uit die hand van die Here uit om die woord van die Here te mag bedien. Jy sien, ek het nog nooit so wonderlik geraak dat ek dink ek is iets nie. Die genade en die guns kom uit die hand van die Here uit. En ek wil graag vanmôre met u praat oor verkondig die woord. Verkondig die woord. Nie iemand se storie nie, nie iemand se verhaal nie, nie iemand se wat ook al nie. Verkondig net die woord. Want jy gaan sien vanoggend, daar word van my en jou as kind van God verwag om sekere goed te doen elke dag van ons lewens. Daar word van ons verwag om op 'n sekere manier op te tree. Ek en u kan nie meer aan hierdie wêreld gelykvormig wees. Ons kan nie.
Dan is ons besig om van onsself rad voor die oë te draai. Ek en jy moet op 'n plek kom waar ons sê, Here, ek kan nie, maar deur u genade en u gees kan ek. Sien, maar die woord van God is baie duidelik. Hy sê vir my en vir jou, daar kom 'n dag en 'n tyd in ons lewe wat ons 'n keuse moet maak rondom ons geestelike lewe en waar ons die ewigheid gaan spandeer. Daar kom 'n dag in elkeen van ons se lewe wat die lewe gaan eindig en ek en u moet gaan verantwoording doen vir dit wat ons op hierdie aarde gedoen het. En daarom kom die woord vanmôre na my en u toe wat sê ons is kinders van die Here. Ek praat ons met kinders van die Here, dit is reg. Ek praat ons met bloedgewaste kinders van die Here. So as ek en u proklameer dat ons 'n kind van God is, dan moet ons sekere reëls in die huis van God nakom. Want in my en jou huis, as vaders in ons huis, het ek en u sekere reëls neergelê toe my kinders klein was. Dis vir iemand my nie die sag maak nie, dit is verskriklik raak. Toe my kinders klein was daar sekere reëls wat gegeld het. My dogter het nie uitgegaan met 'n ou terwyl sy matriek besig was om matriekeksamen te doen. Nou 'n man, by the way. Hy met sy fietsie daar by die hek ingejaag en sê kom met dieselfde fietsie wat jy injaag, jaag nie sommer weer uit. Want sy is besig met eksamen. Jy kuier nie nou. 10:00 in die aand was jy in die huis gewees. Sekere tyd van die dag het ons geëet. 'n Sekere tyd van die dag het ons gebad. Sekere tyd van die dag het ons rustig geraak. Sekere tyd van die oggend het jy opgestaan. Daar was sekere reëls in jou huis en ek weet nie by u nie, maar by my was dit so. Daar was sekere goed wat taboe was. Jy het sekere flieks op my TV nie gekyk nie, want ek het dit nie toegelaat. Jy kan my skoonseun vra, hy was baie mal oor hierdie elder spysgoede. Ek weet nie wat dit is. Wat saai, daai goed. Hierdie goggas en dinge. En eendag loop ek daar in die sitkamer en ek sien hierdie goed op my TV. Ek sê, wat gaan hier aan, broer? Ek sit nie duiwel in my huis nie. Dan gaan jy, sit af. So daar sekere reëls gewees wat ons moes volg. In my pa se huis was daar sekere reëls. En ek is seker elke van wat hier sit vanoggend het in 'n huis groot geword wat daar reëls was. En in die Here se werk en in God se huis is dit presies dieselfde. Daar sekere reëls waaraan ek en u moet voldoen om as kind van God te kwalifiseer. Ek en u moet sekere goed nie doen nie en sekere goed moet ons doen. En ek gaan dit vanoggend vir u wys uit die woord van die Here uit en hy kom leer ons en hy sê vir ons, ek en u moet sekere goed doen elke dag van ons lewe, die hele dag terwyl ons lewe en ons moet vir mense sê om versigtig te wees. Want jy sien deesdae in die kerk is alles toelaatbaar. Dis okay om sekere goed te doen. Nee, God se woord sê dis nie okay nie. En as God se woord sê dis nie okay nie, dan moet ek en u dit proklameer en sê dis taboe, dit werk nie so. So ek gaan vir u lees uit die woord van die Here uit 2 Timoteus, die van u wat saam met my lees. Dis welkom om saam met die Bybel te lees. Die van u wat dit volg bo op die bord, dat jy dit daar ook op, ek gaan dit nou opsit. Tweede brief aan Timoteus, wat Paulus aan Timoteus skryf hy die volgende woorde. 2 Timoteus 4:1. Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord. So daar's my tema, dit kom in die Bybel. Verkondig die woord. Hou aan. Tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle gehoor gestreef wil wees, vir hulle 'n menigte leerders sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Dan kom hy in vers 4, hy sê, en die oor sal afkeer van die waarheid en dit sal wend tot fabels. Nou sê Paulus vir Timoteus, maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Eintlik hoef ek nie eens te preek nie. En ek hoef ook nie eens die skrif uit mekaar uit te haal nie, want hy is selfverduidelikend alles wat ek nou vir u gelees het. Maar ek wil graag vanmôre met 'n paar dinge by u stil staan en ek wil graag met u deel oor 'n paar goed wat hier gebeur. Paulus kom en hy skryf in die eerste plek, hy sê ek besweer jou, in ander woorde, ek maak aan jou 'n reël bekend. Die oomblik as hulle hierdie tipe van stelling maak wat sê ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus wat die lewende en dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. So hy sê daar kom 'n dag wat ek en u ons lewe gaan neerlê, wat my lewe gaan ophou en wanneer ek voor God gaan staan. Hallo. Dis wat hy daar sê. Hy sê ek besweer jou dan voor God en Here Jesus Christus wat die lewende en dode sal oordeel by sy verskyning en in sy koninkryk. So ek en u moet op 'n punt kom waar Paulus vir Timoteus skryf, hy sê Timoteus, ek wil hê jy moet sekere goed doen.
En jy moet nie ophou om hierdie goed te doen nie. Jy moet aanhou met hierdie goed wat ek vir jou gee om te doen. En vanmôre kom ek en ek sê vir u in Burgersfort gemeente, van die Volle Evangelie Kerk, dis tyd kerk dat ons begin doen wat die woord van God vir ons sê en ophou om mense te probeer beïndruk en te probeer soetsappige stories vertel. Die woord van die Here sê, as ek en u nie heilig lewe nie, kan ons nie in die koninkryk van God ingaan. En Timotheus kom sê dit vir sy familie. Paulus kom sê vir Timotheus, ek wil hê jy moet sekere goed doen. Nou, daar's 3 goed wat hy vir hom pertinent sê om te doen. En ek gaan vanmôre net so rukkie daarby stil staan en ek wil net graag met u vir so 2 ure gesels, is dit reg? Ons Vadersdag, ons gaan ons ooit jou nie, ons gaan nie meer ooit jou nie, ons het uitgestel, prys die Here. Weer mooi uitgestel, nie afgestel nie. Paulus sê vir Timotheus die volgende woord, hy sê, ek besweer u dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewe en die dode sal oorleef by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord. Nee, jy hoor nie. Verkondig die woord. Jy moet oplet na die frases wat ek gebruik. Nie 'n woord nie, want 'n woord kan enigiets wees. Jy sien, daar's baie mense wat agter predikante en sogenaamde apostels en ek veroordeel niemand. Hoor mooi wat ek vir julle vanmôre sê. Die woord van die Here sê, Paulus skryf aan Timotheus, hy sê, Timotheus, verkondig jy net die woord. Die ander goed sal in plek val. Ek en iemand in ons huis die woord begin praat. Nie, ja maar nie. Die woord van God sê, ek is tot alles in staat. Sluit met wat my glo. God se woord sê so, nie ek nie. Nou kom Paulus en hy skryf aan Timotheus, hy sê, Timotheus, ek wil hê jy moet hierdie ding doen. Ek besweer jy, verkondig die woord. Verkondig die woord. En ek gaan aanhou hamer daarop tot iemand aan my sê. Verkondig die woord. Net die woord. Niks anders nie, geen byvoegsel nie, geen voorvoegsel nie, geen agtervoegsel nie. Ek is alright, hè? My goeie werk nou. Niks moet ek byvoeg. Want jy sien die woord van die Here sê, as jy hierby byvoeg, sal hy die plaag van Egipte by jou byvoeg. En as jy hier wegneem, sal jy jou naam uit die boek van die lewe uit wegneem. Dis wat die Bybel sê. Nou kom Paulus en hy skryf aan Timotheus, hy sê, Timotheus, verkondig jy net die woord. Dis al wat jy moet doen. Wat moet hy doen? Hy sê, Here, verkondig net die woord, Paulus, Timotheus, ek besweer jou voor die Here. In ander woorde, hy lê klem op die belangrikheid daarvan om die woord van God te verkondig. Jy sien, mense wil lees daar allerlei goedjies bysit. Ja, maar sê nou net die Here het eintlik dit bedoel. Nee, broer, as hy in die Bybel geskryf het jy mag nie, dan bedoel hy net dit wat hy sê. Jy mag. As hy gesê het jy moet rejoice wanneer jy in die huis van die Here kom, dan moet ek in die opgewonde wees, want Dawid skryf in Psalm 122 vers 1, hy sê, ek was bly gewees toe het my sê dat ons na die huis van die Here toe gaan. Lees daar mense in die kerk toe gaan, dan lyk dit asof hulle na 'n gedwonge saak toe gaan. Man, ek kan nie wag sonder, jy kan my vrou vra. Hier by 6:30, nou ek kry ons breakfast in die bed, julle weet dit nou al, nee, dis al ou nuus. Sondagoggende ook. 2 toastbroodjies met kaas en konfyt en 'n koppie koffie. En as dit hier so 6:30 se kant kom, ons sê nog nie my koffie voor die bed neer sien, dan sê ek hoorie, wat gaan aan? Tyd gaan ons vang ons in kerk toe gaan. Nie omdat ek die pastoor is nie, ek gaan nie wag om hier te kom om die naam van die Here groot te maak. Want dis my lewe. Dis al wat ek kan doen is om die Here se naam groot te maak. Want Paulus sê, verkondig die woord. En dis al wat jy in hierdie kerk sal hoor en by hierdie pastoor sal hoor, is die woord van die Here. Ek gaan nie vir jou ander fabeltjies kom vertel nie. Ek gaan nie vir jou iets van die internet afkry. Ek doen navorsing, hoor. My mistake. Ek gaan kyk wat beteken sekere woorde. Maar my preek kom nie van die internet af nie, kan maar gaan soek. Jy gaan nie daar kry. Hy kom van God af. Want ek moes hierdie naweek baie vinnig aanpassings maak. Want jy sien, my voorbereiding was gewees vir die potjiekosdag. En ewe skielik het verander my voorbereiding. Toe moet ek gistermiddag kom oortyd werk. En jy kan my vrou vra dat ek al aangejaag, om by die huis kom ek het werk om te gaan. Want jy sien, ek wil nie jou tyd mors, wanneer jy hier kom sit. Ek wil hê dit moet voorbereid wees, dit moet goed wees, want die woord van die Here sê, ons dien 'n voortreffelike God, soos ons 'n voortreffelike werk doen. En ek kom vanmôre aan Paulus skryf aan Timotheus, hy sê, Timotheus, ek wil hê jy moet net die woord verkondig. En hoe gaan jy dit doen? Nou kom die woord van die Here in Jeremia 22:29 sê die volgende woord. O land, hy herhaal dit 3 keer, hy sê, o land, en ons kan daar insit oor Burgersfort, of jy kan jou naam daar insit, of jy kan daar insit wat jy wil, Jeremia 22:29, hoor die woord van die Here. Jeremia kom en hy beklemtoon presies dit wat Paulus, jy hoor nie, Paulus skryf aan Timotheus, 'n hele leeftyd later skryf hy hierdie selfde woorde, net in 'n ander frase neergepen. En hy skryf presies dieselfde ding wat Jeremia hier sê, o land, hoor die woord van die Here. Dan dink ek is redelik belangrik
Dis koning. Ek dink dit is redelik belangrik dat ek en u vanoggend sal aandag gee en sal oplet wanneer ek vir u sê, verkondig net die woord. Want die ander goedjies is byvoegsels wat geen saligheidswaarde het nie. God se woord sê, hy verwag van my en u om 'n heilige lewe te leef. Jy kan seker goed nie toelaat meer wanneer jy sê jy's 'n kind van God. Nou gaan ek weer gekruisig word, maar dit is fyn. Ek gaan dit sê. Jy kan nie meer leef soos jy geleef het toe jy die wêreld gedien het en dink God gaan tevrede wees aan jou. Hy gaan nie. Want hy sê ek en u moet die woord verkondig. Ek kan nie vir jou vertel hoe goed God is as ek dit nie leef nie. Is daar iemand wat my hoor? Ek kan nie vir jou vertel wie God is as ek nie 'n verhouding met hom het. Ek kan jou alles vertel van my vrou. Van waar sy skool gegaan het. Wanneer het sy matriek gemaak? Wanneer het sy hierdie lyfie ontmoet? Voete onder haar uitgeslaan met haar mini en alles. Kan vir jou vertel wie is haar ouers gewees? Kan vir jou sê wat is haar pa se naam? Kan vir jou sê wat is haar ma se naam? Kan vir jou sê wat is haar 10 sissies se naam? Kan vir jou sê wat is haar 2 boeties se naam? Hallo? Kan nie al die kinders noem, die kleinkinders, dis te veel, hulle is baie. Maar haar familie kan ek onthou. Hoekom? Want ek het 'n verhouding met haar. Ek verstaan wat in haar lewe aangaan. Ek verstaan as sy by die huis kom en sy lyk anders, dan weet ek sy het 'n moeilike dag gehad. Dis mos so my boetas, waar is die broers? As jy 'n vrou sien, dan weet jy, don't go there today. Sê net, dis okay my darling, moenie worry, alles sal regkom. Is dit nie so nie? Hoekom? Want ons het verhouding met mekaar. As jy iemand sien en sy houding het verander, dan weet jy daar's fout in sy lewe. Want jy het 'n verhouding met die persoon. Nou kom die woord van die Here vanmôre, hy sê, hoor die woord van die Here. En al hoe ek God se woord kan hoor, is om 'n verhouding met hom te hê. Anders gaan ons Sondag na Sondag in die kerk sit, en kan ek vir u weer sê vanmôre, kerk vat jou nie hemel toe. Is daar iemand wat my hoor? Kerk vat jou nie hemel toe. Daar gaan nie 'n afdeling wees vir die vollies, en 'n afdeling vir die AGS, en 'n afdeling vir die MCA. Nee, daar gaan 'n afdeling wees vir die kinders wat God se woord hoor, en dit lewe. Dis wat daar gaan wees, niks anders nie. Nou kom hy gaan verder en hy sê, o land, Jeremia 22:29, hoor die woord van die Here. Ek en u moet vanoggend seker maak, ons hoor God se woord. Nou kom hy en hy sê, deesdae, hierdie teks wat ek nou vir jou gaan gee, moet jy gaan merk, iewers en dit gaan neerskryf. Want in die tyd waarin ons nou leef, is alles oukei. Man kan met 'n man trou, vrou kan met 'n vrou trou. Hulle is besig om die huwelikswet te verander, jy kan met 'n tafel trou as jy wil. Jy kan met 'n hond trou as jy wil, jy kan doen net wat jy wil. Werklik, dis die werklikheid wat ek vertel. Ek stel nie waar 'n fabel nie. Dis is wat op die tafel is, wag vir die president om dit te teken. Dan gaan ons dwing om mense om die tafel te trou. In oorsee is daar reeds vrouens wat met katte getroud is en mans wat met 'n hond getroud is en sulke stories. Hoekom gebeur dit? Wat sê Markus 7 vers 13? So, maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewing. My oupa het dit gedoen, so dit kon nie verkeerd wees. Hallo? My oupa het 'n whisky gedrink voor hy gaan slaap, so dit kan nie verkeerd wees. Jy weet, in ons tyd was dit oukei. God se woord sê, jy maak die woord van God kragteloos deur julle oorleweringe wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Ons proklameer nie meer die woord van God nie. As ons iets hoor, dan sê ons, ek sal moet gou gaan uitvind, wat gaan ek nou maak? As 'n ou 'n negatiewe woord kry, of 'n negatiewe boodskap, of 'n negatiewe diagnose van die dokter af, dan sê ons, ek sal moet gou gaan hoor, wat sê die volgende spesialis? Maar wanneer gaan hoor ons by God? Wat sê hy? Want Jesaja 53 sê, deur sy wonde is ek en jy genees. Is daar iemand wat my glo? Pastoor, hoekom gaan mense dood? Ek weet nie, vra die Here. Ek is nie God nie. Sy woord sê, deur sy wonde is ons genees. Sy kliphard gebid vir my ma toe sy in die hospitaal was. God het besluit, dis die einde van haar pad. Maar dit moet my nie weerhou daarvan, om te bly proklameer, die woord van God sê, ek is genees deur sy wonde nie. Halleluja. Jy sien, ons moet hierdie woord proklameer, ons moet hom deurlewe, ons moenie toelaat, hoor vanmôre, ek weet nie wie van u is
baie op sosiale media nie. Ek is nie baie nie, maar daar is sekere ouens wat of sekere goed wat ek kyk, en dan sê ek, Here, hoe kan mense sulke stellings maak rondom die Here wat ek nie? Ek weet nie of jy dit kyk van hoe dit gaan in die kerke deesdae nie, dis rook en dis ligte en dis ouens wat lyk asof hulle uit die hel uit, ekskuus, verdra my. Hulle het sulke groot tattoos en hulle hare hang nie en hulle oorbelle en party het nog 'n neusring en ek weet nie hoe hulle lyn met daai neusring of wat doen hulle met hom, maar dit ding hier deur die neus en deur die oor en deur die lip en deur in die tong en oral. As hy is 'n kind van God. My God is 'n God van orde, man. Hy is 'n God wat daarop toegespits is om jou te seën omdat jy sy kind is. Ek en jy moet ten minste, nou moet ek versigtig wees, man. Ek wil nou 'n Engelse stelling gebruik, maar ek is bang dit gaan dalk weer mense sê ja, maar kan alles doen. If you can't be the part, at least look the part. Hallo? If you can't be the part, at least look the part. Lyk ten minste of jy opgewonde is om die huis van die Here. Lyk ten minste of jy die Here dien. Lyk ten minste of die Here dis lekker om na die huis van die Here te is opgewonde, is 'n groot voorreg om die huis verkondig die woord van die Here. Want weet jy, ons gaan nie ander mense hiernatoe bring as ek nie lyk soos hulle. Hallo? As jy so met sulke hangskouers loop en ek weet nie wat ek gaan doen nie. Dit gaan so bad, nee, ek is opgewonde, man, die Here sê hy gaan voorsien. Hoor vanmôre die woord van die Here. Hy gaan voorsien in jou behoefte wanneer ek hom nader met opregtheid in my hart, nie om iets te skoor nie, maar om hom gehoorsaam te wees sodat hy my kan seën. Halleluja. Jy sien die prosperity ouens sê as jy vir die Here R100 gee, gaan hy jou R1000 gee. Dis alleen uit die put van die hel uit. God het nie R1000. En dan inteendeel hy het geen geld. Maar hy besit alles op die aarde. Hy het geen geld nie, maar hy besit alles op die aarde. Hy sê alles behoort aan hom, het beeste op 1000 lewens is syne, maar hy het geen geld nie. Want hy het dit nie nodig nie, want hy is God. Hy sê kom na my toe, ek het meer behaag in gehoorsaamheid as in offerhande. Ek het meer behaag daarin dat jy doen wat my woord sê, as wat jy kom met jou offer. Ons moet offer, ons moet saai, ons moet al die goede doen, ons moet ons lewens opoffer aan die Here, dit is so. Maar hy sê hy het meer behaag in gehoorsaamheid as in offerhande. Want die oomblik as ek gehoorsaam raak in die woord van die Here, begin ek die woord proklameer, en die oomblik as ek die woord begin proklameer, dan kry ek deurbraak in my gees met 'n lewe, dan begin ek anders optree, want hy is die Here wat my seën, omdat hy God is. Halleluja. Nou gaan hy verder. So Paulus sê vir Timoteus, jy moet die woord verkondig. Nou ek sit terug na my teks van oordenking vanmôre. Wat is hierdie woord dan, wat Paulus aan Timoteus sê, om te verkondig? Hoe moet hy dit doen? Want dit help nie ek sê vir jou, jy moet 'n fiets ry. Ons almal weet mense ry fietsen. Maar iemand moet jou leer om daai fiets te ry, is reg? Ons het ons kinders geleer loop, toe hulle babietjies was. Pas op, jy gaan val. Kom jy na papi toe, dan hou ons die arm so uit. Dan loop ons so saam met hulle. Dat hulle net nie moet val nie. Dis presies wat Paulus nou vir Timoteus sê. Hy sê, Timoteus, ek gaan jou sê om dit te doen. In vers 2b sê Paulus vir ons hier om sekere dinge te doen. Nommer 1 sê hy, weerlê en bestraf. Hallo? Kom ek lees dit gou net weer vir julle. Verkondig die woord, hou aantydig en ontydig. En dan kom hy en sê, weerlê, bestraf en vermaan. Moenie bang wees om vir jouself te sê, jy's besig om droog te maak. Kom aan, wie wil eerlik wees volgende? So in die speel kyk in die oggend en sê, hey, jou sexy ding, jy is allemaal goed, jong. Meanwhile, back at the ranch maak ons droog elke tree van ons lewe. Laat ons net in die speel kyk en vir jouself sê, ek is die geseënde van die Here. Maak nie saak wat my pad langs kom vandag, die Here die woord sê so, weerlê. Wat beteken dit om te weerlê? Om 'n bewering, 'n argument of 'n teorie teen te gaan met bewyse en as onwaar of ongegrond te bewys. Dit is wat weerlê beteken. Kan ek dit weer vir jou lees? Weerlê beteken om 'n bewering, 'n argument of 'n teorie teen te gaan, nommer 1 met bewyse. Nou kom ons gaan net 'n tree terug. Paulus sê vir Timoteus, verkondig jy net die woord. Nou hoe verkondig hy die woord? Hy sê weerlê. In ander woorde, as die vyand vir jou kom sê, jy voel nie goed nie, dan sê jy vir my, ek leef nie op gevoel nie, ek leef in die guns van die Here, en God se woord sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Halleluja. God se woord sê, deur sy wonde is ek genees. God se woord sê, I will not lack, Psalm 23, ek sal nie tekort hê nie. Hoekom nie? Want U is my krag, U is my stok en U is my staf, U is my oorwinning, U is my deurbraak. Kom aan, as iemand wat my hoor, ek is môre meer as 'n oorwinnaar, want die woord van God sê so, en ek bewys dit en ek weerlê dit deur die woord te spreek.
Kom maar. Om 'n bewering, 'n argument of 'n teorie teen te gaan, maar wat doen ons? Wat doen ons as kinders van die Here? Wat doen ons? Die oomblik as iemand vir jou sê, ja, maar, dan begin ons bewe. Kan ek vir jou sê, hoekom? Want ons ken nie die woord van die Here. Want ons kan nie die woord spreek, want ons ken nie die woord. Sorry as ek op jou toon trap, maar dit is die feit. Want die oomblik as ek die woord ken, dan kan ek die argument of die teorie met bewyse. Jy sien, dit help nie ek sê vir jou, ja, maar dit of dat. Ek moet vir jou, die Engelse spreekwoord sê, the proof is in the pudding. En ek sê die tasting is the topper. Want daar's niks lekkerder as 'n lekker malva pudding met baie room en custard, nee. Vla vir die Afrikaanse woord. Okay. So die bewys is in die smaak. Die bewys van my en u geestelike lewe lê daarin dat ek hierdie argument met bewyse kan weerlê. Ja, maar pastoor, jy weet, die dokter het gesê. Maar weet jy wat, die koning van die konings kan daar aan ons sê, die koning van die konings het gesê, ek is tot alles in staat. So kom maar met jou triek, vyand. Die woord van die Here sê, loop rond soos 'n brullende leeu, van Johannes 10:10, en hy so breek aan verstaan. Maar weet jy wat sê die woord ook? Hy sê die leeu uit die stam van Juda het reeds oorwin en sit op die troon en regeer, halleluja. So die vyand gaan probeer om vir jou te sê, maar ek en jy moet met die hoor mooi, ek gaan dit weer vir jou lees, om te weerlê beteken om 'n bewering, 'n argument of 'n teorie teen te gaan met bewyse en as onwaar of ongegrond te bewys. So as die vyand by jou toe kom en sê vir hom, weet jy wat die woord van God sê, ek kan dit doen. Maar ons kan dit nie doen nie, want ons ken nie die woord. Hallo? Amen of eina. Jy moet nou maar saam met my stem of teen my gaan vanmôre. Nou kom in Jesaja 54 vers 17 sê die volgende woord. Nou wil ek gou hê jy moet baie mooi hoor. Hoe gaan ek hierdie aanval van die vyand bewys as onwaar of weerlê? Hoor gou wat sê Jesaja 54 vers 17. Jesaja 54 vers 17 sê elke wapen. Sê gou elke wapen. Jy moet sê as wie dit glo, elke wapen. Elke wapen. Geen nie om watter wapen dit is, en dan die vyand gaan kom met dit wat jy die minste verwag. Dit wat jy die minste verwag. Kom ek sê gou vir jou, hoe krap in my omvolgende. Ek raak, as ek op pad is kerk, mag niks uit lyn uit wees. Moenie kom in so 'n pad battery nie, die ligte moet aan kan kom, en alles moet in plek val, soos ek dit voorberei. En toe ons nou kerk toe wil ry, sê die kinders, ag, ons gaan sommer almal saam met pa met jou bus ry. Ek sê, dis fyn, ons gaan met my bus ry, no problem. Hy het 8 sitplekke, of hy plek vir 8 sit die mense. In die agterste sitplek kan jy plat slaan om vir jou spasie te gee om goed neer te sit. Sê, ek gaan net gou die sitplek optel. Dis vir 20 voor 8. 7:15 ry jy kerk. Guess what? Toe ek die sitplek optel, toe val hy uit mekaar. Toe is hy nie ingehaak nie. En nou probeer ek in 2 minute om die sitplek in te haak, en dit is eintlik 'n uur se werk om die sitplek terug te haak. En nou weer die vyand, hy's besig om my te krap. Want ek wil nou ry, en ek kan nie ry nie, want toe staan nie wat ek vir probeer sê. Hy gaan my nie kom aanval met die, hy weet my lont is kort met sulke goed. Ek kan nie, goed moet in plek wees en in lyn wees, en gebeur soos dit moet gebeur. En ewe skielik kan ons nie ry nie. En Daggie krap nog daar agter en probeer, ek sê Daggie los, vat een van die ander karre, ry met een van julle karre, ons sal dit later uitsorteer. Want jy sien, toe sien ek wat die vyand besig om te probeer. Hy probeer om my om te krap, sodat ek nie môre vir u kan kom sê, God sê ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. Ons kan later die sitplek regmaak, ons kan later doen wat ons doen, maar nou gaan ons kerk toe en jy gaan my nie ontstel nie, want die woord van die Here sê ek is in beheer. Halleluja. Kom aan. Elke wapen wat in jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Ag, is daar iemand wat my hoor volg? Elke wapen, maak nie saak waarmee die vyand voor in dag kom nie, elke wapen sal niks uitrig nie. Hoekom nie? Want ek is besig om die werk van die vyand te weerlê deur die woord van die Here. Jy kan maar kom met jou probeer sla, jy kan maar jou, kan ek dit maar in Engels sê, so reg kan ek 'n bietjie Engels vra. Jy kan maar jou laat kom draai. God sê, jy hoor my nie. God sê, elke wapen wat teen my gesmee word, sal niks uitrig nie. Hoekom nie? Want ek is sy kind, halleluja, en hy hou my in sy hand, en hy dra my, en hy beskerm my, en hy maak my toe, want hy het my lief, halleluja. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Elke tong wat teen jou opstaan. Wie van julle werk vir 'n moeilike baas? Moenie jou hand opsteek nie, ek wil nie weet. Ek wil nie sien nie.
wil net vir iets sê. Elke tong wat teen jou praat, hoor gou mooi, wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Hoe gaan ek dit doen? Deur die woord te spreek. Die woord van die Here sê, sy disippels kom en my sê, Here, hoeveel maal op 'n dag moet ek iemand vergewe wat teen my oortree? En wat sê Jesus vir hulle? 70 maal op een dag. Wat doen ons? Okay, don't answer me, it's okay. Ek weet wat ons doen. Ek doen dit ook, ek het dit ook gedoen. Ek doen dit hier nog steeds. As iemand sê, dan sê jy vir hom, jy het my nog nie gehoor nie, don't try nie. Jy gaan tweede kom. Praat ek met iemand vanmorgen wat hoor wat ek sê. Jy sien, ons kom met hierdie goed en dan wil ons sê ons is kinders van die Here, maar die woord van God sê. Onthou wat ek vir jy gesê het, om te weer lê beteken ek kom met bewyse. Om jou stelling as onwaar te bewys. Hoe bewys ek onwaarheid vir die vyand? Ek sê van, weet jy wat, daar staan in Jesaja 54 vers 17, jy kan niks aan my doen. Sê my dit my hoor. Jy kan maar kom, jy kan maar probeer, maar die woord van God sê, the King of Kings sê, nothing is impossible. Elke wapen wat hiermee kom, en hy gaan nie, hoor nou, kan ek vir jy vanoggend iets sê, hy kom nie met die normale nie. Hy kom nie met dit wat jy aan verwag moet gaan gebeur. Hy kom met 'n curveball. Ek hou van daai woord. Ek is mal oor cricket, so ek hou daarvan as hulle curveball bou. Want jy verwag nie daai bal nie, jy weet nie wat gaan jy met hom maak nie, en gewoonlik as jy daai bal speel, verloor jy jou bal. Hallo? Jy sien nie my kry wat ek stel. Die vyand kom en hy bou vir jou 'n curveball, en ons speel na hom, en hy vang jou uit, en haal die mat onder jou uit. En jou wêreld val uit mekaar. Omdat ons nie die woord van God het, om hom te weer lê. En die woord van die Here sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg sal jy weer lê. Dit, hoor gou mooi, dit is die erfdeel van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Nie iemand anders nie, God self sê vanmorgen vir my en vir u wat hier sit, en u wat my daar op die sosiale media hoor, niks wat die vyand doen, kan die mat onder jou uithaal, as jy 'n kind van God is. Hallo? Goeie wat ek vir sê. Ek en u moet begin om die woord te verkondig. As jy die situasie face, jy kan my bel, ek sal saam met jou bid, ek sal saam met jou alles doen, dis reg, ek sal dit doen, dis my liefde, dis my lewe. Maar u het dieselfde toegang, as wat ek het. Ek sal nie behoor, tydens stil, omdat ek 'n pastoor is, nie. Inteendeel, ek staan eintlik op 'n langer een, want ek is 'n diensknegt van die Allerhoogste. I'm a servant of God. Ek staan nie daar bo in sy heilige kleed, en jy kan nou nie met my, nee man, dis nonsens daai, daar bestaan nie so ding. I'm your servant, ek is jou diensknegt. Ek kom net sit die voedsel van die geestelike lewe voor jou neer, en sê vir jou, wat gaan jy nou mee doen? Vermaan, om iemand te vriendelik maak, elke wapen wat in jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat in jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Wanneer ek van sê, die woord van God sê in Jesaja 54, vers 17, ek is in beheer. Nie omdat ek oulik is nie, maar die kwalifisering kom, dit is die erfdeel, die tweede gedeelte van daai teksvers, dit is die erfdeel van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Hoekom kan dit my erfdeel wees? Want Jesus het kom sterwe, sodat almal wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Jy sien, nou word dit my erfdeel. Nou sê ek vir vyand, ek is 'n kind van die Allerhoogste, en jy het niks met my uit te waai. Maar jy sien, as die toets kom, dan hardloop ons na mense toe. En ek sê nie, dit is verkeerd nie, dit is goed om na jou pa of jou ma, of jy mense wat jy 'n goeie verhouding het, dit is goed om na hulle toe te gaan. Maar wees versigtig na wat jy luister. En jy sien, jy moet feite hê, om te weer lê. Ek is baie mal daaroor, dat het nou hierdie Maklanga kommissie, wat hulle die ouens nou so uitvang met al hulle bedrog wat hulle gepleeg het. Nou ek is baie lief daarvoor, my vrou sê, ek weet nie wat kyk hierdie goed nie, ek sê, weet jy wat, ek kyk na hierdie ouens, want hulle is slim. Jy moet mooi luister wat hy vra, want nou dan sê ek vir jou, ja maar, jy het nou net so gesê, en nou sê jy so. Jy sien wat jou woorde, gee jou weg. Jou woorde maak jou bekend, aan hulle wat jou sien en wat jou hoor.
So vanmôre sê ek vir u, verkondig ons die woord, of probeer ons maar net survive? Verkondig ons die woord van die Here? Nou praat ek nie van preek nie. Ek praat van in my geestelike lewe. Wanneer die toetse kom, dan sê ons vir die toets, is okay, ek sal maar die toets dryf, dis fyn. Nee, die woord van die Here sê vir my in Jesaja 54, elke wapen wat teen my gesmeer word, sal niks uitrig nie. Hoekom nie? Want dit is my erfdeel om 'n oorwinnaar te wees. Ja, iemand moet net aan my opgewonde raak. Dit is my erfdeel, dit kom my toe. Dit is my deel wat my Vader sê, dis joune, jy mag dit gebruik. Dis jou erfdeel om 'n oorwinnaar te wees. Dis jou erfdeel om gelukkig te wees. Dis jou erfdeel om 'n deurbraak te hê, maar die kwalifisering is, ek moet kwalifiseer as kind van God voordat ek die erfdeel myne kan maak. Hy gaan verder, hy sê, hy kom en hy sê vir ons moet weer lê en hy moet bestraf, en dan kom hy en hy sê ons moet vermaan. Mense hou nie daarvan nie, hoor. As jy jou kind tereggewys het toe hy in die huis was, het hulle nikkerig geraak. Ek weet nie van julle die myne het. Slaat die kamerdeur toe. Ag sorry pa, die deur het net gegly. Okay, julle kinders het dit nie gedoen, myne het. En dan loop hulle rond met so 7 baar gesig, nee. Want jy het hom nou 'n bietjie gereprimaand. Hom sê jy kan nie vanaand sokkie toe gaan. Wie het gesokkie? Nie anders nie. Kan nie vanaand skoolvlieg toe gaan nie. Want jy skryf eksamen Vrydag. Dis Woensdag, jy kan nie vanaand gaan movie. Jy moet leer. En blaas hulle so op. Want hulle hou nie daarvan nie. Kan ek gou vir u sê in die kerk, wat mense hulle paai en hulle gaan, as jy vir hulle sê wat God se woord sê. Hulle hou nie daarvan nie. Ek is jammer, met my gaan die woord van die Here hoor. Vir jou van nou of nie, dis nie my saak. My saak is om voor God te staan en sê, Here, ek het gewaarsku, ek het vermaan, ek het vir hulle vertel hoe om te lewe as oorwinnaars. Nou kom hy en hy sê vir Paulus sê vir Timoteus, weer lê, bestraf, vermaan. Wat beteken vermaan? Om iemand vriendelik, hoor gou mooi. Nou my pa het nie hierdie een ding ek verstaan nie, maar dis alright. Om iemand vriendelik, maar ferm te waarsku. Om iemand vriendelik, maar ferm te waarsku. Jy sien, jou kinders hou nie, kom maar nou nie vanmôre hier sit met julle sondige siggies nie, mammies en pappies. Julle kinders het nie daarvan gehou as jy ferm raak met hom. Want hulle wil doen wat hulle wil doen. Hulle wil eintlik vir jou vra om iets te doen, maar eintlik sê hulle vir jou, hulle wil eintlik hê jy moet net ja sê en saamstem met dit wat hulle eintlik wil doen. Jou kinders ook met so 'n plan gekom, né? Kom hulle by en sê hulle, pa, ek het met ma gepraat, maar sy sê ek moet by jou hoor. Sy iemand wat weet dat ek kraag gaan kom. My ma het gesê, is okay, maar ek moet eers by jou kom hoor. Jy sien, nou is hulle besig met daai curveball. En dan sê jy van, nee, maar kom ons gaan gou hoor. Nee, pa, is nie nodig nie, is okay. Jy sien, maar nou het jy hom uitgevang. Want nou kom die vermaning gedeelte waarvan hom nie hou. Om iemand vriendelik maar ferm te waarsku, tereg te wys of aan te spoor tot beter gedrag. So as ek en u die woord van die Here wil verkondig, dan moet ons so nou en dan die houe vat, saam met die lekker daarvan. Dis nou en dan nodig om te hoor, ons het nodig om 'n heilige lewe te lei. Dis nou en dan nodig om te hoor, dit wat jy doen is vir God nie aanvaarbaar nie. Die manier wat jy praat, die manier wat jy optree, die manier wat jy met jou buurman omgaan, is by God nie aanvaarbaar nie, want jy verloor jou koel. Nou ek weet nie al vertel van die hondjie daar by ons nie. So ek gaan nou nie weer daaroor praat. Maar ek het nog steeds die vermoë om my om te kaap by hondjie. Okay. Vermaan mekaar om iemand vriendelik maar ferm tereg te waarsku, tereg te wys of aan te spoor. Vermaan. Hoor wat skryf die boek, die Handelinge, die boek van Handelinge 20 sê die volgende. Hoekom moet ons mense vermaan? Hoekom is dit nodig dat ek jou teregwys? Hoekom is dit nodig dat ek jy vanmôre probeer iets leer? Handelinge 20 vers 29 sê, want ek weet dit, dat na my vertrek, Here Jesus het in die woord sê, want ek weet dit, dat na my vertrek wolwe onder jou sal inkom en die kudde nie sal spaar. Hulle kom en want hulle soek jou geld, hulle soek jou goeie woord. O, pastoor, jy is so oulik. O, jy is so lief. Hou op om dit te doen, man. Sê vir hom, weet jy wat? Bring vir my die woord van God, onafgewater, die ware woord van die Here wat sê, as jy sekere goed doen, gaan jy die koninkryk misloop. Dit is wanneer iemand ferm, maar oordentlik waarsku en sê, wees versigtig, want dit wat jy mee besig is, gaan jou aan die einde van die dag skade aan. Hy kom en hy sê, want ek weet dat daarna my vertrek weer wolwe onder jou sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan.
Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Jesus het aangehou en aangehou, verskoning, om sy disippels te sê hoe om op te tree, hoe om te loop, hoe om te bid, hoe om te werk, hoe om mense te hanteer. Hy het hulle vermaan die hele tyd. Onthou jy toe die kindertjies na Jesus toe wil bring, sê die disippels, nee, vat hulle weg. Hy's moeg, hy wil nie nou met julle praat. Onthou jy daai gedeelte? En wat doen Jesus? Hy sê nee, ho, stop julle, bring hulle. Dis reg, ek sal hulle hanteer. Want jy sien hy het geweet, hy moet hulle ferm teregwys. Maak nie saak wat hulle wou hê nie. Hy wil hê die kindertjies moet na hom toe kom. En vanmôre sê hy vir my en vir u, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, want ek wil jou rus gee. Dit kom uit my woord uit. Jy moet die woord begin proklameer. Verkondig die woord. Vermaan mekaar. Man, as jy sien die pastoor doen iets wat nie van hou nie, kom sê vir my, pastoor, ek dink jy's nou besig om aan te jaag, hoor. Ek kan dit vat, my vel is dik. My net feite saam, want wat ek gesê het van die weer lê, né? Jy moet seker maak jy het feite as jy met my kom praat. Anders gaan ek dalk my feite op die tafel sit en dan gaan jy daar tweede kom. Jy spot sommer nie. Maar hy sê, vermaan om iemand vriendelik te maar ferm te waarsku. Daarom moet julle waak en onthou dat julle 3 jaar lang nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan. Kan ek vanmôre vir die ouers in hierdie gebou en vir die paas in hierdie gebou sê, moenie bang wees om vir jou kind te sê, jy is besig om droog te maak. Onthou wat die woord van die Here sê in Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israel, die Here ons God is die enige Here. En dit moet jy jou kinders leer, as jy opstaan, as jy gaan lê, as jy ry, as jy in jou kar is, waar jy beweeg, jy vir die kinders van jou kinders vertel wie God is. Maar weet jy hoekom kan paas nie van seuns vertel wie God is nie? Want hy vertel hom wie is J&B en Black Label en Lion en Castle en al daai goed. Ek weet nie of jy al die storie gehoor het nie, maar hierdie pa het 'n klein seentjie gehad wat hy baie lief voor was. Maar die pa het elke aand huis toe gekom en dan hy kom eet en nadat hy geëet het, dan stap hy na die kroeg toe, dan gaan drink hy 'n bier en dan kom hy terug. En sy seentjie was so 4 jaar oud. En eendag stap hierdie pa en hy gaan sit daar by die kroeg soos sy gewoonte is. En die volgende oomblik voel hy iemand so aan sy broek trek. En hy kyk af en hy kyk en hy sien sy seentjie staan en hy sê vir hom, en wat maak jy hier? Wat dink jy dat die seentjie se antwoord gewees? Ek het jou voetspore gevolg. Ek het jou voetspore gevolg, papa. Dis hoekom ek hier is. Vanmôre vra ek, watter voetspore laat ek in u en ons kinders se lewens? Watter voetspore laat ek in u en ons families se lewens? Kan hulle dit volg wat jy doen? Of moet ons gesig in skande laat sak en sê, Here, ek verkondig nie die woord. Ek verkondig nie die woord nie. Want ek is bang vir my kind, ek is bang om my kind te vermaan. Hoor gou wat sê Romeine 12 vers 1 en 2. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. So die woord kom en hy vermaan ons volgend. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Dan gaan hy verder, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Sê gou, ek word nie gelykvormig nie. Ek word nie aan hierdie wêreld met sy begeerlikhede gelyk nie, want ek dien 'n God wat bo kan dit is. Hy het my uitgehaal uit die moddersluik uit Psalm 40 sê hy het sy hand laat sak en het my opgetel, met my voete op die rots geplaas. En nou sing ek 'n nuwe lied, halleluja. Ek het gister gebruik op my ma begrawe. Hy haal my uit hierdie aarde uit, hy haal my uit hierdie modder uit, hy sit my voete op die rots, Christus Jesus, en hy gee my 'n nuwe lewe. Maar weet jy wat, hy sê vir my en vir jou vanmôre, dit is julle redeling, en word nie in hierdie wêreld gelykvormig gemaak, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En ek kom vanmôre as herder van hierdie gemeente en ek sê vir u, kom ek en u maak vanoggend 'n besluit en sê, Here, van hierdie dag af gaan ek my lewe so inrig dat mense my wil volg kerk toe. Dat mense my wil volg waar ek gaan, dat my kinders wil doen wat ek wil doen. En die meeste jong seuns wil maar gewoonlik word by die pa vir hulle wys wat is wat. Die pa kan goed rugby speel, dan wil hy rugby speel. Die pa kan goed cricket speel, dan wil hy cricket speel. As die pa 'n goeie visserman is, wil hy 'n visser. Ag kom man, as jy met my volg. Hoor jy wat ek vir jou probeer sê? Ons moet die woord begin verkondig.
Dis meer belangrik dat jou kind saam met jou kerk toe kom as saam met jou langs die viswater sit. Amen of eina. So saam. Ek het korfbal gespeel vir baie jare, jy weet. My kinders het my gevolg in die korfbal. Want ons het hulle die voorbeeld gegee. Maar niks het my weerhou. Nie eers korfbal weerhou daarvan om die Here te dien. Al die jare wat ons gespeel het, was die kerk prioriteit in ons lewe. Dit Saterdag gaan korfbal speel, ons het hier gebly, dan ry ons Pietersburg toe. Dan speel ons in Pietersburg korfbal, en dan sê, okay, Polokwane, vir die van die wat nou die nuwe terminologie gebruik, Polokwane. En as ons klaar korfbal gespeel het, dan ry ons die McDonald's, en dan kom ons huis toe. Dan kom ons so 11 uur, half 12 in die aand by die huis. Oor oggend 6 uur, dan staan ek op en sê, kom. Ons gaan kerk. Jy sien, want dit was 'n leerwyse, dit is nog steeds 'n leerwyse. Niks weerhou my daarvan om die Here te dien. Want ek weeg dit altyd op teen toe ek sport gedoen het. Niks het my gekeer om by die oefening te wees. Ek het vir my baas gesê, Dinsdag en Donderdag werk ek nie oortyd. Want ons oefen korfbal. Saterdagoggend 10 uur ry ek by die myn. Want 1 uur moet ons in Polokwane wees, en speel ons korfbal. Kom aan, waar is die ouens wat weet daarvan? Kan aan sit rugby, jy kan aan sit wat jy wil. Niks het my weerhou nie, ek wil het geweet, ek speel dit. Vanmôre vra ek vir u, hoeveel keer verkondig ons die woord van die Here by ons werksplek? Hoeveel keer weet mense by jou werk, ek was Sondag in die kerk? Ek vra maar net. Word nie in die wêreldwyd vorm nog nie, maar word verander deur die vernuwing van julle geloof, van julle gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ek en u moet vanoggend op 'n punt kom waar ons sê, Here, verkondig ek die woord van die Here, of gaan ek Sondag kerk? Verkondig ek die woord van die Here, of gaan ek Sondag kerk? Hoor wat sê die woord van die Here in 1 Petrus 5 vers 6 tot 9, hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Hallo? So die oomblik as ek nie begin om die woord te verkondig, dan verneder ons onsself, en dan gaan dit nie oor me, myself en I, maar dan gaan dit oor God. Dan gaan hy verder, hy sê, werk al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir my en u. Die woord van die Here kom op 'n plek en hy sê, ons kan onsself nie eers deur ons te bekommer, 1 el by ons lengte voeg nie. So hoekom wil ons onsself bekommer? Nou kom hy vir ons, hy sê 1 Petrus kom sê vir my en vir u. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam. In ander woorde, jy moet look en kyk gelyk. Hallo? Want jy sien ons oog word weggedraai vir die oomblik, en die oomblik wat jy jou aandag afhaal van die Here af, dan die vyand er ook deur om jou uit te haal. Nou kom hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan. Nie mekaar nie. Hallo? Nie mekaar nie. Hom moet julle teenstaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ek en u moet vanoggend begin om die woord van God ons in te maak. Die Bybel is nie net 'n boek nie, dit is die boek. En dit is wat vir my en u die rigting gee. Wat vir my en u sê, dit is die plan. Dit is die plan van God. Hoor vanmôre, die Here wil hê dit moet met jou goed gaan. Die Here wil hê dit moet met jou goed gaan. By iemand wat my glo. Okay, jy lyk nie of jy my glo nie, maar dit is wel reg. Die Here wil hê dit moet met jou goed gaan. Maar die enigste manier wat dit met jou gaan goed gaan, is wanneer jy God se woord begin proklameer en sê, ek is tot alles in staat. Ek het wat die woord van die Here sê, ek kan doen wat God se woord sê, en ek kan gaan waar God se woord sê, want ek is sy kind, ek bly in sy huis, ek lewe in sy hand, en ek is meer as 'n oorwinnaar, omdat hy my krag en my sterkte is. Halleluja. Jy sê, ons moet begin sê, maar die vyand kom sê vir jou, ja maar. Is dit so nie? Ja, jy kan so sê, ja maar. Onthou môre, nou moet jy by jou baas sê ook. So wat? Hoor gou mooi. Verneder jy dan nou die kragtige hand van God, sodat jy kan verhoog op die regte tyd. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Niemand die kwam my nie. Die duik op die kwam, niemand. Ok, net seker mag voor ek nou hier. Ati, sorry. Maar Ati weet waarvan ek praat.
Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Ek kan vir die getuig vanmôre, en ek wil nie myself gebruik nie, maar ek het net my eie verwysingsraamwerk waar ek kan werk. Ek het in my hele lewe nog nooit sonder 'n inkomste gesit. Van die dag het ek begin werk het in 1980, tot vanoggend die 21ste, wat is vandag? 21ste, yes, ek is beheer vir tyd. Die 21ste Junie 2026, het ek nog nie een dag tekort gehad. Hallo? Ek het nie altyd oorvloed gehad nie. Ons het al, my dogter het al swart tee gedrink in haar bottel toe sy klein was. Anders is dat die. En as jy terugkyk, dan sien jy, Here, dankie dat ek al my bekommernis op U kan werk. Want U sorg vir my. We gaan 'n bietjie verder. Hoe kry ek dit reg, Here? Dit help nie ek sê vir U ons moet die woord verkondig en ek gee al hierdie teksverse en ek gee vir U al hierdie goede, maar ek sê nie vir U hoe moet ons dit doen. 2 Timoteus 4 vers 5 sê ons die volgende woord. Moet hy nie op nie, alright. 2 Timoteus, die teks wat ek gelees het, die vierde hoofstuk, vers 5 van my geleesde gedeelte sê, maar wees jy in alles nigter. Hoor mooi, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Want die sien, ons het nie almal dieselfde bediening. Ek het 'n preekbediening en ek wil vir almal sorg, ek is 'n herder, ek wil almal moet happy wees en dit moet goed gaan met almal, dis my bediening. Maar iemand anders se bediening is dalk om die kerk se ligte aan te sit, want jy's 'n introvert, jy's nie in die oog nie, jy wil nie voor nie. Dis fyn. Ons het julle ook nodig. Maar hoor wat sê hy? Maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Wat is ons bediening? Daar sê op, sorry. Laat ons welvoeglik handel soos in die dag. Nie in brassery en dronkenskap nie, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie twis en nydigheid nie. Maar bekleë julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsiening vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Dis hoe ons die woord verkondig. Here, ek bekleë my met Jesus Christus. Ek is 'n voorbeeld van God op hierdie aarde. Ek leef op hierdie aarde as 'n oorwinnaar. Hoekom? Want hy wat in my is, dra my. Hy wat in my is my God. Hy is die een wat my krag gee, hy is die een wat my deurdra, hy is die een wat my vashou. Laat ons welvoeglik wandel, nie soos in die dag, nie in brassery, dronkenskap en ontug, ongebondenheid en twis en nederigheid en al die goed daarmee saamgaan. Ek wil nie die negatiewe vir u uitlig nie. Ek wil môre vir u sê, dis tyd kerk van die Here, dat ons begin om die woord van God te verkondig, te proklameer in my huis, te proklameer oor my werk, te proklameer oor my gesin en te sê, Here, u woord sê ek kan en daarom glo ek dit. Halleluja. Want ek verkondig dit, ek leef dit. Verkondig beteken, ek maak dit my eie. Nie iemand anders te sê. So wat wil ek vanmôre vir u sê? Kom ons kom by mekaar en wanneer ons by mekaar uitkom en jy by jou familie kom en hulle vra hoe gaan dit, dan sê ek hulle, die Here is vir my goed. Want jy sien, nou begin ek om die woord te verkondig. Ja, maar eers die hele bly daar in Burgersfort tussen al daai. Die Here is vir my goed. Ek wil nie in Johannesburg bly nie, ek was nou vir 2 dae daar, 2,5 dae daar. Ek hou nie van die plek. Ek hou nie van my plek. Daar's te veel mense wat rondjaag en man, hulle is maniakke daai goed. Jy moet 7 plekke gelyk kyk voor jy iets doen. Jy moet look en kyk gelyk, anders is 'n hele boer. So ek wil nie daar wees nie. Los my in die platteland, dis fyn. Los my in die bos. Ek hou van die bos. Ek leef al te lank hier om daar te gaan aanpas. Maar weet jy wat, wanneer ons by mense kom, maak dit nie saak waar jy vandaan kom nie. Jy moet nou mooi luister, ek is besig om klaar te maak. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maar dit maak saak waar jy in jou pad is. Dit maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Dit maak saak waarin ek in jou pad is. En die saak maak van waarin ek in jou pad is hoe leef ek my lewe op hierdie aarde, sodat ander mense kan sien, ek is 'n kind van God. Is ek net so negatief soos die ou by die werk? Is ek net so negatief en net so onaangename mens soos ander mense? Of het ek altyd hierdie uitkyk, Here, u woord sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Jy sien, ons moet hierdie goed begin toepas in ons lewe en sê, Here, ek weet nie hoe dit gaan gebeur. Ek weet nie hoe dit gaan werk. Maar een ding weet ek, u woord sê so, daarom glo ek dit, en dis die einde van die storie.
Jy sien, ons wil altyd, en ek is dieselfde, ons wil altyd goed uit mekaar uithaal. Nee? Ja, maar sê nou net, nee? Sê nou net, wat ook al. En sê nou net, dit gebeur nie. Sê nou net, dit wat jy oor bekommer, gebeur al nie eers. Nou het jy jou hele lewe geworry, omgeworry. En dan kom jy op die dag wat jy so grys is soos ek, nie? En dan kom jy agter al daai worry. Het geen baat nie. Ja, maar pastoor, nee, ek wil nie weet nie. God se woord sê, verkondig jy en ek met die woord. Geen wapen, Jesaja 54:7. Geen wapen wat die vyand in jou smeer, sal suksesvol wees nie. Geen wapen nie. Hoekom nie? Want ek is 'n kind van die Here, en ek het sy belofte wat sê, ek is sy erfgenaam, en omdat ek sy erfgenaam is ek tot alles in staat. Staan saam met my. Nu hoef die naam van die Here. Ek het nie 'n uitnodiging vanmôre nie, maar ek het nodig, ek wil hê dat jy saam met my 'n proklamasie sal maak vanoggend. Jy moet dit met jou mond saam met my sê. Here, jy moet dit saam met my sê. Here, van hierdie dag af, glo ek die woord en nie die omstandighede nie. Ek gaan lewe volgens die woord. Ek gaan optree volgens die woord. Want die woord sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. Amen. En dis al wat ons hoef te doen. Daar's geen fancy magic wand wat ek kan swaai en sê, goed, wat nou al die probleme is opgelos. Nee. Maar ek ken 'n naam. Hy is kosbaar ver bo alles. En hy sê vanmôre vir my en vir u, begin jy nie die woord proklameer. Begin jy nie die woord spreek. En ek sal hierdie oorwinning gee. Vader, baie dankie dat ons die woord kan hoor vanmôre. Maar Here, ons het ook vanmôre nodig om daders van die woord te word. Ons het vanmôre nodig, Here, vanoggend nodig om te sê, u het so gesê, Here, en omdat die woord so sê, glo ek dit, en ek gaan daarin lewe, en omdat die woord my so sê, Here, gaan ek meer as 'n oorwinnaar wees. Seën elkeen wat onder my klank van my stem was vanmôre, Here, dat hierdie woord nie net nog 'n Sondag preek sal wees nie, maar dat ons werklik na vandag sal uitgaan, Here, en sê, u is vir my werklik 'n God van meer as genoeg, Vader. Seën elkeen van ons in hierdie dag verder, Here, ons met die kosbare bloed, dat hierdie woord in ons harte groei, en dat dit vrug dra, Here, en dat u daarin verheerlik word, en ek loof u daarvoor in Jesus naam. Die kinders van die Here sê, amen en amen. Jy kan nie sit plek en neem, baie dankie. Ons wil net gou-gou, ek gaan die kiddies vra wat se paas hier is. As jou pa nie is, dan kom haal jy een, dan gee hom vir hom by die huis, as hy by die huis is. Daar's seën hulle het weer vir ons sulke mooi goedjies gedruk, baie dankie. Hy het al die masjiene wat hierdie fancy goede maak. Nou, dis nie veel nie, dis nou nie 'n miljoen rand se dingetjie. Maar dis 'n sleurhouertjie om jou te herinner dat jou Vader altyd by jou is. Ek wil hê die kiddies wat hier is, kan vir jou pa 'n sleurhouertjie kom haal, en dan gee jy hom vir hom, en dan sê jy vir hom, dankie dat jy my pa is, dankie dat jy vir my die voorbeeld stel, dankie dat ek vanmôre hier kan wees, en die ander van u wat nou nie kinders hier het nie, waar is julle kids, ja? Waar is die girls? Kom julle girls. Kom gou. Kom. Kry een na op die tafel, en dan gee hom vir jou pa, en dan sê vir jou pa, hy is oulik, hoor. Amper so oulik soos die pastoor. En net nog 'n bietjie oefen. Nou, right. Kom gou hier. En vir my liefste ding. Kijk, wie is nou 'n pa wat nie 'n kind in die kerk het? Dit kan nie almal wees, net een of twee wees. Is daar 'n pa wat hier is vanmôre wat nou nie iets gekry het by hierdie Vadersdag? Ek kan net twee hou, want anders gaan ek net een steel en ek wil nie. Okay, ek gaan hulle almal bære, nie maar. En ek het baie kinders, en kleinkinders. Jy is nog geen pa nie. Dan sal jy ook een gee, as jy maar in jou kar se sleutels sit, doe. Of gee hom vir jou pa, dis reg.
Etienne, vat hier en gee hom vir jou pa, as jy daar by hom kom weer. Ek sê vir hom, hier's by, is jou pa. Dankie. Wie nog? Het jy gekry, Leon, het jou kinders vir jou gegee? Ek wil net so as ek moet begin met hulle gesels, joh. Loof die naam van die Here. Ek wil vanoggend vir elke pa sê, my gebed vir u is, dat die Here vir u sal wysheid gee, om ons kinders en ons kleinkinders toe te rus met die woord van God. Want dit is belangrik. Die wêreld vertel hulle dit nie meer. Daar buite hoor hulle dit nie meer. Hans, het jy iemand vir jou ene gegee? Het jy dit? Alraai. Jy een gekry, Johan? Alraai. Dit is altyd goed om sekere dae 'n bietjie op te lig, maar weet jy wat? Elke dag is seëning uit die hand van God uit. En kom ons raak attent en kom ons raak bewus van Here, u goedheid en u guns. Dis my beskerming. U dra my, u hou my en u maak my toe met u liefde. Sê hartlik gelukkig. Jy almal weet nou dat ons die potjiekosdag uitgestel het, nie afgestel. Ons kan nie weer 'n Vadersdag potjiedag hou. Want Vadersdag is nou verby nie. Ons kan steeds 'n potjiedag hou. Ons niks wat ons keer om 'n potjie te hou nie. So ons sal kyk een of ander Sondag, ek sal met die bestuur praat, ons het net gevoel, Werner kom staan nie by my. Ons het net gevoel na aanleiding van dit wat gebeur het in die laaste week en 'n half, met Odilia se heen gaan en in my ma ook dan, om net saam met hulle in meer gevoel dan net die dag te kanselleer. Nie dat ons vir hulle enigiets kan doen nie, maar ons wil net vir hulle wys, ons gee om vir hulle. En ons wil nou nie graag, en dis my gevoel, ek wil nie graag paartjie en een van die lede van die liggaam gaan deur 'n moeilike tyd. So dis maar die rede hoekom ons dit gedoen het. Die geldjies wat jy ingegooi het in die pot is daar agter. As jy jou geld wil uithaal, gaan ek nie vir jou kwaad wees. As jy my sê, pastoor, ons los dit daar, sit dit in die bank en as ons volgende keer potjie hou, dan het ek klaar betaal, dan maak ons so. So dis u keuse, maar ek wil vir Werner sê, Werner, van ons as gemeente, vir my is die herder van die gemeente, as julle baie jare ken, wat 'n lang pad saam met julle kom. Dis nie net lippetaal nie. Ons is daar vir jou, wat ook al die probleem is, wat jy ook al mag face, wat se uitdagings daar is jou familie. En ons wil vir jou vanmôre sê, ons dra saam met jou hierdie las. Ons dra saam met jou, Celeste, jy kan nou gou hier by my kom staan. En Etienne, kom staan jy op my, jy nie saam met my kom staan. Jy is nou 'n skoonseun, jy is deel van die family. Kom aan. En so maar dit is. Ons kan dit nie beter maak. Die seer gaan maar wees. Ek sê altyd as daai kamerdeur in die aand toe gaan. It's only you and your memories. Daai kamerdeur in die aand toe gaan. Is dit net jy alleen daar bly. En daarom het ons mekaar nodig. Daarom het ek hulle gevra om hier te kom staan. Want ek wil hê u moet saam met my vanmôre hulle opdra aan die troon van die Here. Die tyd wat voor lê, Werner moet hoor gaan om van die finale reëlings te gaan tref en so voort. Skryf vir my vir 'n tissue kabous. Skryf vir my 'n tissue, dan moet jy net my tissues asseblief. Dit wat voor lê, ons sal jou op hoogte hou wanneer ons die roudiens gaan doen. Sodra ons net meer sekerheid het van Polokwane af, en ons seker goed dat hulle eers moet doen en afhandel voordat ons die liggaam mag kry en dan die nodige eerbetoon sal doen. So ons sal op die groep vir julle sit, so hou maar net die groep dop. Die van die wat nog nie op die groep is nie en op die groep wil wees, praat met my sodat jy kan bysit dat jy nie goed mis nie. En dan sodra ons van Werner af hoor wat die reëlings is, sal ek dit deurgee na u toe. Tentatief op hierdie stadium kyk ons na Saterdag eerskomend as alles gaan uitwerk daarna toe. Andersins sal ek vir die definitiewe reëlings deurgee sodra Werner vir my die reëlings deurgegee het. Alright. So ek wil nie vra om saam met my te staan in samewerking en saam om hulle deur te dra in die tyd. Staan saam met my op die voete, ons gaan hulle opdra aan die troon van die Here. En dan gaan ek ook sommer die diens verdaag, daarna gaan ons saai in die werk van die Here. So jy moet die saaigeldjie uitkry, as ons klaar is, dan gaan ons afsluit, ons gaan 'n song doen, en dan kan jy kom saai, en dan gaan ons huis toe, en dan gaan ons verder hierdie Vadersdag, saam met ons kinders, die van julle gelukkig is soos ek, my kinders het al die pad van Polokwane af gery hiernatoe, om vir my te kom sê gelukkige Vadersdag. Ek waardeer dit. Terwyl ons staan, Vader, baie, baie dank. Die woord sê, Here, wanneer een deel van die liggaam ly, dan ly die hele liggaam. En vanmôre kom ons, Here, in diepe afhanklikheid van u genade, en van u sterkte, en van u krag, en ek kom vir Werner, en sy gesin opdra aan u, en ek vra, Here,
in hierdie volgende paar dae, die dae wat reeds verby is, en dit wat voor lê, Here. Here, 'n lewe van 'n klomp jare sluit 'n mens nie net af in 39 plus jaar. Dis nie sommer net iets wat net verby gaan nie. Daar's baie memories, daar's baie dinge wat daarmee saamkom. Daar kom 'n tyd wanneer ons die kaste, handkaste moet leegmaak, ensovoorts, Here. Vra ek dat U vir Werner Celeste sal toemaak met die krag en die sterkte. Dat U, Here, in hierdie tyd sal dra wanneer 'n moeder en 'n vrou, 'n eggenoot weggeneem is, Here. Bid ek vanmôre dat U werklik U hand van genade en van liefde oor ons laat sak. En Here, terwyl Odelia op hierdie oomblik weet ons baie beter af is as wat sy was, Here. Ons wat agterbly, bly dit hartseer en die leemte bly daar. Maar vanmôre kan ons net kom vra, Vader, wil U hierdie gesin toemaak met U kosbare liefde, Here. Wil U onder hulle inklim, Here, en hulle hande ophoog hou, wil U vir Werner krag gee om hierdie dinge te doen wat gedoen moet word, Here. Die uitken van die liggaam en al die goede wat nog moet gebeur, Here, die beelings wat getrek moet word. Wil U hom sterk maak, Here, wil U vir hom onderskraag en ondersteun. En Vader, wil U vir ons wat saam met hulle deur hierdie tyd stap, vermoë gee om te verstaan, Here, en vir hulle te dra in gebed, Vader. Seën ons dan, Here, as dit mekaar uitgaan, bid ek dat U hand van vrede, U liefde, U krag en sterkte oor ons sal bly, Here, dat U met elkeen van ons sal gaan, dat U ons in hierdie dag verder sal dra, Here. Hou ons met die kosbare bloed, Vader, tot ons weer by mekaar kom, is my gebed. Here, nie omdat ons het verdien nie. Ook die saai geld, Here, dat elkeen wat vanmôre in die werk insaai, die sê dat blymoedige gewer lief, Here. 2 Korintiërs 9 vers 7 sê vir ons dat jy 'n goeie deel nodig het, ingestamp, ingedruk, tot oorlopends te vol. Vader, seën elkeen wat vanmôre saai in die werk. Ons wat daarmee werk, Here, gee ons die wysheid om dit reg aan te wend, dat ons die koninkryk op hierdie aarde kan uitbou, Here. En ons loof U daarvoor. Seën ons nou as we mekaar uitgaan, ons met die kosbare bloed ontvang in Jesus se mooi naam. Die kinders van die Here sê, amen en amen. Baie sterk. Loof die naam van U. Ja, dis nooit lekker nie, dis bly maar 'n hartseer saak, maar die woord van die Here sê ons ween nie soos hulle wat geen hoop het. Want daar's 'n lied, en ek het dit my ma se begrafnis ook gelees, daar's 'n lied wat sê, will the circle be unbroken in the by and by Lord. So die Here gee ons die vermoë dat ons familiesirkels volledig sal wees. Daarom sê ek vir u, kom ons gaan dra die woord uit, ons gaan vertel mense, die Here is vir hulle lief. Ons gaan saai in die werk van die Here, onthou die Here het jou lief, woensdag aand as die Here se wil daarby is, en bid hier by die kerk, en van nou af vorentoe is al die goede afgehandel, en ons gaan aan met ons normale program deur die week, so mag die Here vir u seën, sing saam met ons, kom ons saai in die werk van die Here, gee my kans om by die weer te kom, ek wil graag vir jou tot ziens sê. Baie dankie, dis little light of mine. Sing saam met my. Light of mine, I'm gonna let it shine, oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine, this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine, oh, this little light of mine. I'm gonna let it shine, this little light of mine. I'm gonna